Net so vinnige advertensieflits voor ons begin. Op die naweek van die 1 November gaan ons 'n awakening kursus hê, saam met, dan is meeste van die klein groep siklusse behoort dan amper klaar te wees. Ek kom agter, ek het op 'n donderdag aand het ek 'n gawe groepie wat fokus op die gawes. Maar ek kom agter, ons is rarig baie onkundig rondom die gawes. And your divine design determines your destiny. Awakening, Vrydag aan die Saterdag, fokus op 1 Korintiërs 12, daai gawes van die Heilige Gees. En wat is dit? En Steven, daar mag dalk ander mense wees, maar hy is die enigste ou in die kerkwêreld waarvan ek weet, wat die vermoë het om in al 9 die gawes te funksioneer en dit vir jou te demonstreer. So ek wil vir jou aanmoedig, ons sal 'n quick link deurstuur om te bespreek daarvoor. Armani, net vir my loer of 'n slideshow is. Iemand sê hierdie, regardless of age, both young and old believers who attend awakening services leave inspired, stirred and spiritually awakened, ready, willing and prepared to play an active part in the local church and community life. As a result, pastors experience that leaders and fellow believers flow in the power of God while being more involved, breaking strongholds, being motivated to grow spiritually and above all, witnessing signs and wonders daily. As dit jou hart is, dan wil ek vra dat jy saam met ons kom kuier. Week 1, vinnige opsomming. Week 1 het ons gesels, ons praat oor the art of letting go. Week 1 het ons gepraat oor 1 Konings 17. Daar is 'n droogte, die Here stuur vir Elia na 'n weduwee toe. En sy's bankrot, sy gaan haar laaste maaltyd maak. En sy maak dit toe vir die profeet, nadat hy vir haar vra om dit te doen. En die beginsel is jy gee eerste aan die Here. Jy gee eerste vir die Here, wanneer dit kom by jou middele. En dan, die beginsel is, wat jy eerste gee vir hom, vermeerder hy. So dis die uitdaging vir elkeen van ons. En kan jy nou dink, jy's bankrot en die Here stuur die profeet na jou toe, nie na die koning, nie na die goewerneur, nie na die biljoenêers van daai tyd nie. Hy stuur haar na 'n doodgewone, eintlik arm, brandarm weduwee. En gewone mense finansier sy werk en hou sy werk in stand. En toe het ons gepraat oor Lukas 16, die gelykenis van die onregverdige regter. En net 3 dinge onderstreep. Nommer 1, jy gaan rekenskap gee van wat jy met jou geld gedoen het. Jy gaan rekenskap gee van jou talente, jou tyd, jou liggaam, hoe jy daarmee omgegaan het. Die skokkende deel van daai gelykenis is dat hoe ek werk met geld het 'n invloed op my verhouding met God. Ons dink, hier is die materiële, hier is die beestelike, hier is die geestelike, en ons dink geld het niks uit te waai met die geestelike nie, en hier kom sê Jesus, hoe ek met geld werk het 'n invloed op my verhouding met God. En dan sê die Here, as jy getrou is met geld, as jy getrou is met die klein dinge, dan sal jy getrou wees met die groot goed. En vir ons is geld die groot ding, maar in die Here se oë is die geld die klein ding. En hy sê, as jy daarmee getrou is, dan vertrou ek die groot geestesgawes aan jou toe. Nou vandag gaan ons 'n bietjie net kyk na die verhaal van Josef. Josef is na Egipte toe gebring. Potifar, 'n amptenaar van die farao en hoof van die leiwag, 'n Egiptenaar van geboorte, het vir Josef by die Islamiete gekoop wat hom Egipte toe gevat het. Die Here was by Josef. Ek wil dit net onderstreep, ons gaan nie pertinent daaroor preek nie. Ons is geneig om te dink, as dit goed gaan en dit reën karre en huise en geld en allerlei goeders uit die hemel uit, dan is die Here by my. Ons is geneig om te dink, die oomblik wanneer dit sleg gaan, wanneer dit swaar gaan, wanneer ek dalk 'n woestyntyd het, die Here het van my vergeet, die Here is vir my kwaad, die Here is besig om my te straf. Josef is hier as 'n slaaf verkoop, verwerp deur sy familie. Hy gaan as 'n slaaf werk, hy weet dit nog nie, hy gaan bevordering kry tronk toe, en dan kry jy, lees dit hardop saam met my, vers 2, die Here was by Josef, en dit het met hom baie goed gegaan, ten spyte van die swaar en die moeilike omstandighede waarin hy is. So wanneer dit sleg gaan, wanneer dit swaar gaan, is die Here nie van jou vergeet nie, verhoor hy nie jou gebede nie, is hy nie besig om jou te straf nie. Partykeer laat die Here dit toe. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. Toe Potifar, Josef se eienaar, sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak laat slaag.
Wat 'n wonderlike getuienis. Jy is die slaaf, jy is die bediende, maar jou eienaar sien, die Here is by jou en met jou. Die eienaar sien, maar hoorie, dit wat ek aanpak is geseënd en is gesalfd en daar's groei en opbrengs en uitbreiding, want die Here is by my. Hoorie, môreoggend wil die Here die besigheid, die skool, daar waar jy jou lewe verdien, die Here wil daai plek seën omdat jy daar is. Nie wil nie, hy gaan daai plek seën omdat jy daar is. Die baas gaan dink omdat hulle so oulik is, maar jy gaan weet dis omdat die Here by jou is en met jou is. Omdat Potifar gesien het dat die Here by hom was hy hom goedgesind. En hy het Potifar se persoonlike slaaf geword en Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding. Jy sal guns hê as die Here by jou is. Jy sal guns hê. Hoor, ek weet nie of jy al agtergekom in hierdie lewe nie. Sonder guns sukkel jy. Jy kan nie 'n besigheid bou sonder guns nie. Jy kan nie goeie verhoudings bou sonder guns nie. Jy kan nie 'n bediening hê sonder guns nie. I pray that you may prosper. Nee, I pray that you will grow in wisdom and in stature and in favor with God and favor with people. Dis wat Lukas 2:52 van Jesus sê. So, hy was hom goedgesind, hy het guns gehad. Hy het Potifar se persoonlike slaaf geword en Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding en al sy besittings onder Josef se sorg geplaas. Van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Dit was oor Josef dat die Here dit gedoen het. Die seën van die Here het gerus op al Potifar se besittings. Potifar was 'n kettikop, Potifar was die Egiptenaar. Hy het al daai Egiptiese afgode het hy aanbid, maar die Here seën sy huis as gevolg van Josef, omdat hy Josef in 'n leiersposisie aangestel het daar. Hy het alles aan Josef oorgelaat en hom aan niks gesteer nie, behalwe aan sy kos. Josef, as die Bybel sê jy was fris gebou en mooi, dan was jy zoetie, papi. Maar iemand anders sien toe sy zoetigheid raak. En hulle hormone klap hande. Na sy bevordering in sy eienaar se huis het die vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, sy nuwe lewende vertaling. Njam. Kom sla by my. Alright, so aan die hand van hierdie storie. Ons ken Josef se storie. Josef kry hierdie drome op 17-jarige ouderdom. Hy gaan heers, hy gaan regeer, hy gaan die nek van die plek wees. Die son en die maan en die sterre buig voor hom. Die koringare en die koringgerwe buig vir hom, maar hy's arrogant, hy's vol van homself. Hy loop vir almal en vertel hy's die nek van die plek. He's the main man, hy's die main konyn. En wat's die volgende deel wat met hom gebeur? Hy kry 'n pitstop. En hulle wil vir hom doodmaak. Gelukkig praat Juda vir hulle 'n bietjie sens in die kop, skus vir die goeie Afrikaans. En toe word hy verkoop as 'n slaaf en hy word verkoop en op die einde beland hy in die tronk. Vir 13 jaar gebeur die teenoorgestelde as die Here se beloftes. Vir 13 jaar gebeur die teenoorgestelde van sy drome. Vir 13 jaar gebeur die teenoorgestelde van sy profetiese beloftes. Okay, maar op die ou einde, ons weet hoe die storie eindig, en hy word tweede in bevel van Egipte. En daar is 'n klomp goeders wat die Here in hom moes skuif, sodat hy hom kragtig kon gebruik. Onder andere moes hy ophou om so arrogante, vol van homself, hoogmoedige seentjie te wees. En die Here haal dit uit sy lyf uit. En daar is 'n stuk nederigheid wat in hom ingebou word, because God opposes the proud. Maar ons praat 'n bietjie oor die Josef proses. Wat was die proses wat die Here vir Josef deurgesit het? Wat was die goeders wat hy moes laat gaan, sodat die Here hom kragtig kon gebruik? En daar was vier verskillende goeders. So, in die Josef proses is daar 4 goeders waarby ons gaan stil staan. Nommer 1, Josef skryf die vergifnis en die verwerpingstoets. Julle weet hoe sy familie hom verwerp het. Julle weet hoe sy familie hom nie net verwerp het nie, maar hulle wou hom aanvanklik doodmaak. En toe verwerp hulle hom hulle wil hom nie net doodmaak nie. En toe besluit hulle, kom ons maak maar geld uit hierdie niksnut uit. So hulle maak geld uit hom uit. Hulle gebruik hom, misbruik hom. Hierdie toets wat Josef geskryf het, skryf ons almal.
Ons almal skryf daai toets. Daar is niemand in hierdie kerk wat nie al verwerp is nie. Hier is niemand in hierdie kerk wat nie al verraai is nie. Daar is niemand in hierdie kerk wat al in die rug gesteek is nie. Daar is niemand in die kerk wat al seer gekry het en wat mense jou te nagekom het, ingedoen het, deur die ore gewerk het nie. Niemand nie. Almal van ons in hierdie kerk is op daai bladsy en het dit beleef en het dit ervaar. Jy het egter 'n keuse om bitter te bly of jy het 'n keuse om beter te word. Maar bitter mense word nie beter nie. En ek moet ek kies om ander te vergewe. Maar ek kom agter, soos wat ons hierdie klein groepies doen en soos wat ons gesels, kom ek agter, weet julle wie is die persoon wat ons gewoonlik die meeste sukkel om te vergewe? Wie van julle wil raai? Wie is die persoon wat ons die meeste sukkel om te vergewe? Onsself. Onsself. Die Here vergewe jou. Ander mense vergewe jou selfs, maar ons sukkel om onsself te vergewe. En hoor jy, nou het ons aangesit by die nagmaalstafel. As God my vergewe het, as God my skuld afgeskryf het, as God vir my gegee het wat ek nie verdien nie, wie is ek om myself nie te vergewe nie? En wie is ek om ander nie te vergewe nie? Psalm 55 sê Dawid, as dit tog my vyand was wat my smaad aangedoen het, sou ek dit kon verdra. As dit 'n teenstander was wat my wou verneder, sou ek kon probeer vir my. Maar nou is dit jy, 'n man soos ek, my maat, my goeie vriend. Ons was so nou aan mekaar verbonde, opgewonde het ons saam na die huis van God toe gegaan. Kan julle sien wie Dawid hier in die ding is gehap? 'n mede-Israeliet, 'n mede-aanbidder van Jahwe. En dit gebeur met ons ook. Jesus het 'n Judas gehad. En ek en jy, as ons op 'n punt wil kom, wat ons soos Josef geseënd is en kragtig gebruik word, dan gaan ons hierdie toetsie skryf. En ons skryf hom almal. En jy skryf hom nie net een keer in jou lewe nie. Bitterness and unforgiveness have disqualified many people from moving on in the kingdom of God. God will not elevate you if there's any root of bitterness in your life. Partykeer is die persoon die grootste persoon wat jy moet vergewe, die een wat langs jou sit, of wat nie meer langs jou sit nie. Spreuke 17 sê, wie 'n verkeerde optrede teenoor homself verontagsaam, soek goeie verhoudings. Wie 'n saak bly ophal, bring verwydering tussen vriende. Spreuke 19:11 sê, 'n verstandige mens beteel sy meer en stel sy eer daarin om vergewensgesind te wees. Kan ek die knoppie druk? Is julle reg met die klank? Hier gaan ons. Bad leadership and have spent 6 years in prison and 4 years in community service. While in prison, fellow prisoners invited me to try Alpha. I went, but struggled to engage. I realized I needed to tell the truth about what I had done and wrote a letter asking for forgiveness of the relatives of those I had murdered. Life was so hard after being released from prison. I found my wife with 2 children that were not mine, and I faced many heartbreaking situations. I didn't know how I was going to live with the genocide survivors after what I had done. My heart was filled with agony, loneliness, and fear. Encouraged by Alpha in prison, I decided to do Alpha again. I learned that Jesus forgives and experienced love in a way I had never known before. With the help of a local pastor, I went to find Vincent, whose mother and grandmother I had killed, to ask for forgiveness. I now live in a village built for genocide survivors and perpetrators. Vincent lives in the same village. We have formed a friendship, and I now experience peace like I haven't experienced it before.
day-to-day life continues to be a challenge, but I have found forgiveness and healing for the things that I've done. Hoe Dis 'n radikale vergifnisstorie. Sjoe. Dink nie ek het nodig om iets te sê nie. Die tweede toets wat Josef geskryf het, is die morele en die sedelike toets. Dis voor die wet gegee is, voor die duidelike riglyne gegee is van hoe die Here wil hê ons moet leef, besef Josef, maar die seksuele is vir die huwelik. Daar's geen wet wat neergeskryf is nie. Daar's geen riglyn wat die Here gegee het rondom hierdie aspekte nie. En Josef weet, ek wil amper sê instinktief, weet hy wat reg en verkeerd is. En hy sê nee vir hierdie tannie wat sy hormone aan het klap. Wat ek vir jou voorskryf is 'n lamp, my onderrig is 'n lig. En wie hom laat regwys is op pad na die lewe toe. My onderrig sal jou beskerm teen die slegte vrou van 'n ander wat jou met haar gladde tong wil verlei. Moenie dat haar skoonheid jou begeertes wek nie. Moenie dat sy jou vang met haar oë nie. Jy kan 'n prostituut kry vir 'n stuk brood, maar oorspel kan jou lewe kos. Kan jy die kolevuur in die vou van jou klere inhark sonder dat dit jou klere aan die brand maak? Kan jy op brandende kole loop sonder dat jy jou voete verbrand? Net so min kan jy by 'n ander man se vrou slaap sonder om gestraf te word. Jy sal nie vrykom as jy met haar lol nie. Kan ek gou-gou vir al die getroudes vra om net gou-gou te staan? Dit is nie almal nie. Wat ek nou gaan sê klink so voor die hand liggend, maar ons doen dit nie in ons samelewing nie. Kan ek net gou-gou vir elkeen van julle herinner? Die seksuele is die geskenk wat die Here vir jou gee vir die huwelik. Spreuke sê drink uit jou eie fontein uit. Spreuke sê geniet jou eie fontein. Die seksuele is vir die huwelik. Al die egskeidings in ons gemeente oor amper 8 jaar. Elke liewe egskeiding in ons gemeente oor die laaste 8 jaar was daar 'n derde persoon by betrokke. In 50% van die gevalle was dit nie die mans nie, maar die vrouens. Die seksuele is 'n wonderlike geskenk wat die Here vir jou gegee het om te geniet binne die huwelik. Jou huwelik. That's it. Sit julle gou-gou, al die ongetroudes en geskeides en weduwees, staan gou-gou. Al die singles, ongetroudes, weduwees. Okay, hoorie, ek het nou vir julle baie slegte nuus. Die seksuele is vir die huwelik. So wat is die ruimte waarin ek dit uitleef? Die huwelik. Daar's nie saam bly, saam slaap. Kan ek gou vir julle vra, vat gou-gou 'n raai. Watter ouderdomsgroep is die ouderdomsgroep waar die meeste saam gebly word? As julle gou-gou met raai. Okay, net nie almal gelyk nie. Wie raai hierso? 20s, 40s, 16. Kyk, kan ek gou vir julle sê, en dit mag vir julle skok wees. Weet julle wat is die ouderdomsgroep wat die meeste saam bly? Is bejaardes. Bejaardes. Want daar's pensioen by betrokke. En as jy nee. Julle is nie reg vir hierdie preekie.
Kan ek dit net gou kwalifiseer? Baie keer as een van die twee trou, dan verloor hulle pensioen en dan bly hulle eerder saam. OK, nou maak dit meer sin. Die seksuele is vir die huwelik. En jy moet dit bære daarvoor. Nie saam bly, saam slaap, buite voor die huwelik nie. Hier's 'n paar van julle oor die jare, dan ontmoet julle Poppie, en as ek weer sien, dan trek julle saam met hulle in. OK? Net bly staan. Julle kan maar sit. Amen. Dis heel Bybels. Jy is heeltemal reg. 2 is beter as 1, maar seks is vir die huwelik. So kom ek spel dit net gou vir almal blaatant reguit uit. Seks is vir die huwelik. 'n Woordjie wat ons nie lekker in die Afrikaans het nie, is die woordjie fornication. En ek het nou nie 80 verse daaroor op die skerm nie. Julle kan dit gaan Google na die tyd. Fornication is to have sex with somebody that is not your wife. Die Bybel is duidelik daaroor dat dit verkeerd is. OK? Ek gaan nie al daai Engelse verse hier lees vandag nie, anders dan moan julle weer oor hierdie. Dis die Afrikaanse diens. Saambly is 'n sonde. En dan, ongelukkig leef ons nou in 'n samelewing wat ons nodig het om dit ook reguit vir mekaar te sê. Seks het die Bybel bedoel is tussen 'n man en 'n vrou. Nee, hoorie, ek weet nie of julle die Ou Testament al gelees het nie. Die Israeliete het nie die lekker die werk verstaan nie. Die Here moes vir hulle uitspel. Hierdie is 'n baie ekstreme ding om te sê. Die Here moes vir hulle uitspel, dis ook nie met diere nie. OK? So, hier's 'n klomp van julle wat oortree op hierdie terrein en oortree het op hierdie terrein. Dis die morele toetsie wat ons dop. Ons wil soos Josef, wil ons die bevordering hê, wil ons die seën hê. So jy moet huis toe gaan en jy moet vir die Here gaan sê, Here, ek is jammer, vergewe my en breek elke band van die bose op my en elke spirit of lust. Die Bybel praat oor unclean spirits, ek gaan nou die Engels gee, praat oor unclean spirits, praat oor foul spirits, praat oor perverse spirits, praat oor a spirit of whoredom, spirit of prostitution en a spirit of lust. Dis die spesifieke geeste wat die Bybel noem, wat van jou 'n vatplek kry as jy dit buite of nie in 'n ruimte toepas wat die Here daarvoor bestem het nie. Daai goed kry 'n vatplek en trek jou af. En dan, ons gaan nou nie te lank daaroor praat nie. Maar dit geld in besonder, nommer 1, vir die huwelik. So ons as getroudes, dis waar ons hierdie geskenke en hierdie gawes wat die Here vir ons gegee het, dis waar ons dit uitleef. So as dit nodig is, het jy nodig om te bid daaroor. As dit nodig is, het jy nodig om te kom, dat iemand saam met jou bid, dat daai vuile handjies wat die duiwel 'n vatplek ingekry het, laat dit afgekap word. En dan, Josef skryf die vasbyt in die volhardingstoets. Wat sou gebeur het as Josef in jaar 5 ophou bid het en ophou glo het? Wat sou gebeur het met Josef as hy in jaar 7, Here, ek bid al 7 jaar, 7 jaar wag ek, 7 jaar bid ek, 7 jaar bid ek vas, ek hoop, ek vertrou, ek glo, 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar bid hy. Wat sou gebeur het as hy toe handdoek ingegooi het? In jaar 13, oornag, toe kom daar 'n radikale deurbraak. Maar hy het vasgebyt, hy het volhard, en hy het bly staan op die woord en die beloftes wat die Here vir hom gegee het in sy woord. Ons gaan die vergifnistoetsie skryf. Ons gaan die morele en die sedelike, die etiese toetsie gaan ons skryf.
En ons gaan ook die volhardingstoetsie gaan ons skryf. Spreuke 13 sê, 'n verwagting wat nie uitkom nie, maak 'n mens mismoedig. 'n Begeerte wat nie vervul word, 'n begeerte wat vervul word, bring nuwe lewe. Volharding, sê Hebreërs, is wat jy nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Jakobus sê, ons noem hulle geseënd omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job en het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming. Dit vat 'n bietjie vasbyt, dit vat 'n bietjie deurdring, dit vat 'n bietjie aanhou. Ek het vir julle slegte nuus. Partykeer gaan jy net een keer oor 'n ding bid nie. Partykeer gaan jy nie net vir 'n jaar oor 'n ding bid nie. Partykeer bid jy vir 13 jaar oor 'n ding. Maar ek ken bitter min Christene wat vir 13 jaar oor 'n ding bid. Hulle het lankal al handdoek ingegooi en besluit om nie aan te gaan nie. En dan Josef skryf die rentmeesterskapstoets. Die Here, Josef kom, en hy is getrou daarin, om die vloere te skrob, die toilette te was, en skoon te maak agter iemand anders aan. En in die tronk, doen hy die bietjie wat vir hom gegee word, doen hy dit so goed, dat hy later 'n leierskapsposisie in die tronk kry. En hy kry die klein, hy kry die minderwaardige, maar hy is getrou in die bietjie wat hy het. En toe kon die Here hom vertrou, om die groot en die baie aan hom toe te vertrou. En ons het nou in hierdie reeksie, het ons vir mekaar gesê, wat is die klein? Die finansiële. Wat is die klein? Ek het 'n sonnaarskoolklassie van 3, van 2. Partykeer sit ek net met 1 en ek stap 'n paadjie met die 1, maar as ek getrou is met die 1, sal ek getrou wees met die 100 of met die 1000 of met die 10.000. Wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in die groot dinge oneerlik. Right, ons het ons onderstreep. Die Fariseërs kom by Jesus, hulle wil vir hom vasvra, en hulle wil hoor, moet ons belasting betaal, en hulle wil hom vasvra, en hulle vra vir hom, hoorie, moet ek aan God gee, en Jesus sê, bring vir my 'n muntstuk. Nou as jy opregte Jood was, die afbeelding van die keiser was op die muntstuk. Dis 'n stuk afgodediens, wat sê die tweede gebod, geen ander afgode nie, nê. So jy is eintlik nie veronderstel as 'n Jood om 'n muntstuk te dra nie, skiet hulle self in die voet, en hulle bring die muntstuk, en toe hulle die muntstuk bring, keiser se kop daarop, toe sê Jesus, gee aan die keiser wat aan die keiser toe kom, en aan God wat aan God toe kom. Ons het altyd oor die jare, het ons in Oktober maand, het ons so 10de maand gehad, ons gaan nie hierdie jaar nie. So moenie worry nie, moenie Oktober maand wegbly van die kerk af nie, ons gaan glad nie oor geld praat nie. Ons gaan oor iets anders praat. Maar ek wil vir julle aanmoedig, is jy besig om die vergifnistoetsie te slaag? Is jy besig om die morele en die etiese toetsie te slaag? Is jy besig om die volhardings en die vasbyttoetsie te slaag? Is jy besig om die rentmeesterskap toetsie te slaag? Oktober maand is ons 10de maand en ek wil julle aanmoedig, ek wil julle uitdaag om jou volle 10de te saai vir die gemeente en vir die Here se werk. Waarvan moet jy laat gaan vandag? Miskien is dit onvergewensgesindheid, bitterheid, die reg om te vergeld. Die Here sê, die vergelding kom my toe. Ons het almal, die Engels sê, we all yearn justice. Ons het 'n sin aan reg en geregtigheid. Ons wil graag hê dat reg en geregtigheid moet geskied. Maar die Here sê, ek sal vergeld. Hy is mans genoeg om ons uit te sorteer. Gee dit vir hom. Jy moet laat gaan van jou reg om sedeloos te leef en self te besluit oor jou liggaam. Laat gaan die gedagtes om handdoek in te gooi. En laat gaan ook om alles te probeer vashou vir jouself. En maak jou hand oop. 'n Hand wat so is, kan die Here nie sien nie, maar 'n hand wat so is,
kan hy seën. So, kan ek vanoggend vra, wie moet jy vergewe? Kan ek vra, leef jy sedelik rein en heilig voor die Here? Kan ek jou aanmoedig vandag, moenie handdoek ingooi nie. Hy hoor, hy sien, en hy sal antwoord. Miskien dalk nie in die tyd wat ek verwag nie. En kan ek vandag vir jou vra, is jy 'n goeie rentmeester van dit wat die Here vir jou gee? Ek gaan kans gee vir so 'n paar oomblikke van stil gebed. En dalk bid jy oor een of dalk bid jy oor elkeen van hierdie aspekte. En ek gaan vir jou kans gee om self net met die Here te praat oor elkeen van hierdie aspekte. So maak toe julle oë en ek gee geleentheid net om net 'n bietjie met die Here te praat. Here, ek wat Pieternel is, het dikwels al die vergifnistoets gedop. Here, ek het dikwels al die sedelike en die reinheid toets gedop. En partykeer het ek al daaraan gedink om 'n handdoek in te gooi. En Here, ek is nie altyd 'n goeie rentmeester nie. En Vader, ek bid dat U vir ons as 'n groep sal help om in vergifnis te leef. Ek bid dat U vir ons as 'n groep maak ons rein, want U is rein. Maak ons heilig, want U is heilig. Bewerk dit in ons om te wil. Skep in ons 'n rein hart, o God. Here, ekskuus dat ek so maklik daaraan dink om handdoek in te gooi. En Here, ekskuus dat ek nie altyd getrou is in die klein wat U vir my gee en wat U vir my toevertrou nie. Met almal se oë so toe. As jy vandag hier sit en jy besef, maar hoorie, ek wil nie soos Josef in die put sit nie. Ek wil uit hierdie put uitklim, ek wil uit hierdie omstandighede uitklim, maar dit begin by die dien van die Here. Dit begin by 'n algehele, totale oorgawe. Dit begin daarby om 'n toegewyde disipel en volgeling van Jesus te wees, waar ek laat gaan van my regte en my voorregte, en dit is nie langer my tyd en my geld en my drange en my drome en my ideale nie. Ek is bereid om alles neer te lê. Ek wil ek reg maak met die Here. Ek wil van vandag af kies om die Here se disipel te wees. Ek wil van vandag af 'n pad saam met die Here stap. As dit jy is, wil ek vra dat jy net vir so 'n oomblik jou hand opsteek en sê, Here, van vandag af kies ek om die pad saam met U te stap. Steek net vinnig, dankie. 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 As jy vandag hier is en jy sê, Pieternel, ek kies vandag om my hart en my lewe vir Jesus te gee, maar ek besef, dis nie net 'n gebedjie opsê nie. Ek besef, dit is om my hele lewe aan Jesus te gee en aan Jesus te wy en om 'n toegewyde disipel en volgeling van Jesus te word, waar hy bepaal hoe ek dink, hoe ek optree, hoe ek leef. As dit jy is vandag en jy het jou hand opgesteek en jy sê, hoorie, ek kies om 'n toegewyde paadjie saam met die Here te stap, dan wil ek vir jou vra om net vir 'n oomblik op te staan daar waar jy is. As jy jou hand opgesteek het. Ek gaan vra dat Willie uitkom. Vader, en nou
Ons kom bring elkeen van hierdie mense wat vandag hier is, wat sê, ek kies vir Jesus. Ek kies om die reguit paadjie te stap. Ek kies om 'n rein en 'n heilige lewe te leef. Ek kies om 'n toegewyde lewe, soos Josef, om 'n toegewyde lewe te leef. Here, ek bely my sondes, ek bely my ontrouheid, en ek maak vandag die keuse om my hart en my lewe vir Jesus te gee. En as jy, ek wil vir elkeen van julle vra wat nou staan, ek wil vra om julle vorentoe te kom, hier saam met Willie, en hy gaan saam met julle uitstap, en hy gaan net vir julle gebed doen na die tyd. So kom julle vorentoe, en kom ons klap vir hulle hande. Dankie julle, dankie julle, dankie julle. Stap julle net saam met Willie uit, hy gaan net saam met julle bid, en saam met julle intree, en sommer net so 'n bietjie riglyne gee vir die pad vorentoe. Elkeen van julle wat hier is, staan saam met my en ontvang die Here se seën. Net voor ek die seën uitspreek. He's a gracious God. Slow to anger, rich in love. Voor julle staan iemand wat kry wat hy nie verdien nie. Voor julle staan iemand met wie die Here stadig is om jou kwaad te word, vinnig is om te vergewe, vinnig is om my skuld af te skryf. Hy's 'n goeie Vader. Hy's 'n genadige vriend met die naam van Jesus. En mag julle elkeen, mag julle die liefde van ons hemelse Vader, mag julle die goedheid van ons hemelse Vader, mag julle die geduld en die vergifnis van Jesus, en mag julle die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees beleef en ervaar. Blondie, ek gaan gou vir jou vra. Kom ons sing net, ek weet julle wil huis toe. Kom ons sing net vir 'n oomblik. Thank you for the blood. Halleluja. Kom ons sing dit net vir 'n oomblikie saam, en dan sal ons vandag